Goeiedag en welkom by Leeflig. Hierdie is die tweede episode in ons reeks wat ons van jong volwassenes moet weet. In die vorige episode het ons gevra, wat as jong volwassenes nie lui is nie, maar oorlaai? En vandag vat ons hierdie gedagte 'n bietjie verder. Want om jong volwassenes vandag beter te verstaan, moet ons nie net kyk na wat hulle doen nie, maar ook na die wêreld wat hulle gevorm het en waarin hulle groot geword het. Baie van ons wat ouer is, het groot geword in 'n wêreld waar die dag darm iewers 'n einde gehad het. Na skool het die dag op 'n manier darm rustiger geraak. Dit was nie so gepak met soveel sport en ekstra klasse nie. Na werk het jy eenvoudig huis toe gegaan en die werk het meestal daar gebly waar jy dit gelos het. En as iemand jou in die hande wou kry, moes hulle jou op die huisfoon bel. Ja, op die huisfoon. Van julle wonder nou, wat vir 'n ding is 'n huisfoon? 'n Huisfoon was 'n foon wat in die gang gestaan het op 'n tafeltjie of op die kombuiskas. En dit het 'n kruldraad gehad wat net lank genoeg was om jou te laat dink, jy het die privaatheid wat jy nodig het, maar dit was kort genoeg dat almal in die huis steeds kon hoor wat jy sê. En as iemand gebel het en jy was nie by die huis nie, wel, dan was dit maar so. Hulle moes jou maar net later weer probeer bel. Ek onthou as jy 'n maatjie gebel het, dan moes jy eers deur die sogenaamde ontvangswerk, wat gewoonlik al ma of pa was. En dit het so geklink. Goeiemiddag Tannie, dis Janine wat praat. Mag ek asseblief met Tana praat? Dit was amper soos 'n klein onderhoud voor die gesprek kon begin. Jy moes jou naam sê, jy moes mooi praat en jy moes ordentlik klink. En dan moes jy wag. Want Tana moes eers geroep word, of dalk was sy in die bad, of dalk het die tannie eers gevra, en hoe gaan dit met jou ma? Nou, dis 'n stukkie foonetiket wat die jong mense nie meer ken nie. Ek onthou met heimwee hoe ek in die middag huiswerk gedoen het, terwyl ons na 'n wolwedans in die skemer geluister het. En as jy daardie middagse episode gemis het, omdat jy netbal of tennis gehad het, dan was dit nou neusie verby. Daar was nie 'n pot gooi of 'n catch-up nie. Jy moes maar die volgende dag by jou maats hoor wat gebeur het. Vandag leef jong mense in 'n wêreld waar hulle amper niks mis nie. En dit klink dalk na 'n voordeel. Dit klink dalk wonderlik. Maar dis juis deel van die probleem. Want hulle mis niks. Alles kom by hulle uit, die hele tyd. Nuus, groupchats, werkboodskappe, sosiale media, nuus van oorloë, klimaatskrisisse, ekonomiese onsekerheid, elke denkbare meme, familiedrama, die baas se teamboodskappe, ma se WhatsApp en die bank se kennisgewings. Dis net absoluut nimmer eindigend. Ons volwassenes kan miskien redeneer en sê, as dit nou so erg is, hoekom sit hulle nie net hulle fone af nie? So maklik soos dit. Maar dit is toe nou nie so eenvoudig nie. Want vir baie jong mense is YouTube en TikTok en Instagram en Snapchat en al daai platforms is nie net tydmors nie. Dis deel van die wêreld waarin hulle leef. Dis waar hulle met hulle vriende gesels, dis waar hulle lag en waar hulle leer en waar hulle nuus kry. Ek moet sê ek staan verstom oor wat my dogter Timonay alles weet van daaglikse nuusgebeure. Baie meer as wat ek weet. En as ek al vra, maar waar kom jy aan alles? Dan is die kort antwoord TikTok. So, dit sê vir my, dis nie noodwendig net sleg nie. Maar so is dit, dat vir baie, behalwe vir nuus en al hierdie ander kennisgewings, is dit ook so dat vir baie van hulle is die digitale wêreld ook die plek waar hulle liefde soek.
Dink maar net aan hoeveel jong mense ontmoet vandag hulle toekomstige man of vrou op 'n app soos Koer of Tinder of een van die ander platforms. Ons generasie het meestal waar ontmoet? By die kerk. Ja, 'n groot deel van die rede hoekom ons jonges kerk toe gegaan het, was omdat ons dalk 'n ander agenda ook gehad het, maar dit was ook om 'n oulike ordentlike ouetjie daar raak te loop. En ek het darm my oulike ordentlike ouetjie daar ontmoet. Vandag se jong mense is anders. Hulle swipe links en regs en bestudeer potensiële kandidaate se profiles. Nou ons het ook geswipe van links na regs die kerkbanke deur met ons oë het ons geswipe vir talent. Vir ons jonges is dit anders. Wanneer ons besef dat hulle fone is nie net fone nie, maar dit is hulle kennisgewingbord, dis hulle kuierplek, dis hulle klaskamer, dis hulle vermaak, dis hulle werkplek, dis hulle aanlyn winkelsentrum, dit is alles in een. Dan begin ons 'n bietjie beter verstaan hoekom hulle so moeg is. En ons begin dan verstaan dat hulle moegheid is nie altyd net fisies nie, dis ook emosioneel, sosiaal, geestelik en digitaal. Hulle brein kry selde kans om net stil te word en af te skakel. Daar is amper altyd iets wat roep, wat flikker, wat ping, wat herinner, wat vra, wat vergelyk. En daarom is jongvolwassenes nie noodwendig moeg omdat hulle fisies baie besig is nie. Baie keer is hulle moeg omdat daar eenvoudig te veel is wat die hele tyd iets van hulle vra. Hulle is heeltemal oorlaai, selfs met keuses. En ons sou dink, maar dis wonderlik hoe baie keuses hulle het. En dit is wonderlik, ja. Die probleem is egter omdat hulle so baie keuses het, is hulle bang hulle maak 'n verkeerde keuse. Nou as jy dink aan hoe ons na 'n moeilike dag, as ons by die huis gekom het, nê, kon ons nogal die deur agter ons toe trek en sê, nou is ek by die huis, nou skakel ek af, dis nou klaar, môre is nog 'n dag. Maar jongvolwassenes trek die deur agter hulle toe en die wêreld stap saam in hulle sak, op hulle skerms. Hulle leef in 'n wêreld waar die geraas nooit heeltemal stil raak nie. En miskien is dit waar ons as volwassenes net 'n bietjie met stil raak. Want soms dink ons help jong volwassenes wanneer ons vinnig raad gee. Ons sal dinge sê soos, sit net jou foon af, moenie so stres nie, jy moet net beter beplan. Ons het ook maar swaar gehad. En ja, partykeer is daar waarheid daarin. Maar kom, ons wees nou eerlik. Wanneer iemand klaar oorlaai is, help nog vinniger raad nie altyd nie. Soms voel dit net soos nog iets wat hulle voel ons doen nie reg nie. Dalk is die beter beginpunt nie om dadelik te sê wat hulle moet doen nie. Dalk is die beter beginpunt om eers te vra, help my verstaan, wat is dit wat jou so moeg maak? Wat alles kom elke dag op jou af? Wat is dit wat jou kop so vol maak? Waar voel dit vir jou of jy net nie meer kan byhou nie? Wat wens jy het ons as volwassenes beter verstaan? Wat kan ek doen wat jou regtig sal help en nie nooit nog meer druk op jou sit nie? En dit is 'n anderste soort gesprek. Dit sê nie, ek keer alles goed nie. Dit sê nie, grense maak nie meer saak nie. En dit sê ook nie, die foon kan maar jou lewe beheer nie. Maar dit sê wel, ek wil jou eers hoor, voordat ek jou reg help. Ek wil eers probeer verstaan, voordat ek 'n oordeel vel. Ek sien jy dra meer, as wat ek dalk besef. En ek dink,
Regtig waar baie jong volwassenes smag daarna. Nie net na nog iemand wat vir hulle sê, hulle moet minder op hulle fone wees nie, maar na iemand wat bereid is om agter die skerm te kyk, na die mens, na die moegheid, na die druk, na die onsekerheid, na die geraas wat hulle elke dag moet probeer verwerk. Miskien kan ons hierdie week net een gesprek anders benader. Nie met, hoekom is jy alweer op jou foon nie, maar met, wat gebeur in jou wêreld wat jou so oorlaai laat voel? Want wanneer ons so begin, dan verander daar iets. Dan word ons nie net volwassenes wat klomp kommentaar lewer van die kantlyn af nie. Dan word ons mense wat saam stap. En miskien is dit presies wat jong volwassenes nodig het. Volwassenes wat nie alles verstaan nie, maar wat bereid is om te luister. Volwassenes wat nie alles wil korrigeer nie, maar wat wil konnekteer. Volwassenes wat hulle help om in 'n wêreld wat nooit afskakel nie, weer plekke van rus en rigting en hoop te vind. Mag ons hierdie week stadiger oordeel, sagter vra, dieper luister, want soms begin begrip nie met die regte antwoord nie. Soms begin dit met 'n eerlike vraag van wat kan ek doen wat jou regtig sal help en nie net nog meer druk op jou sit nie. Dankie dat jy saam met my geluister het, terwyl ons besig is om te ontdek, wat is dit wat ons van jong mense moet weet. Bly ingeskakel, jy kan gerus subscribe by my YouTube kanaal, Janine Beverlou Manders, om nie 'n episode te mis nie. Tot volgende keer, onthou, leef vlug.